Op, 'n Disney-produksie. Klein Carl Fredericksen sit in die fliek en 'n glimlag van oor tot oor. Sy gunsteling held het so pas op die skerm verskyn. Carl luister na elke woord van die berig. Charles F. Muntz, die bekende ontdekker, kondig aan dat hy gereed maak om in sy lugskip Avontuurgees na Suid-Amerika te vertrek. Hy wil daar oorkant die monster van paradysvalle gaan vang. Voor hy vertrek, roep Muntz sy lese uit. Avontuur wag daar buite. En die jonge Carl begin droom. Eendag gaan hy ook fantastiese avonture beleef. Terwyl hy huis toe stap, droom Carl verder. Skielik hoor hy iemand uitroep. Avontuur wag daar buite. Die stem kom uit 'n ou huis daar naby. Carl moet net ondersoek instel. Binne in die huis is 'n meisie, Ellie, aan die stuur van 'n denkbeeldige lugskip. Toe sy sien Carl dra ook 'n vlieëniershelm, weet sy sommer hy is ook 'n ontdekker. Sy steek 'n koeldrankdoppie aan die seun se hemp vas. Carl, sê sy, nou is jy 'n lid van die bende. Carl beleef sommer daardie selfde dag sy eerste avontuur. Hy val en breek sy arm. Om hom te troos, wys Ellie vir hom haar groot avontuurboek. Wanneer ek groot is, gaan ek my huis Suid-Amerika toeskuif. Sy het selfs haar droom geteken. Haar huis gaan langs paradysvalle staan. Carl beloof dat hy haar saam met hom soontoe sal neem. Van daardie dag af word Carl en Ellie boesemvriende. En soos wat dit in sprokies gebeur, trou hulle uiteindelik met mekaar. Die jare gaan verby en Carl en Ellie word toe nie ontdekkingsreisigers nie. Ellie word siek en kort daarna sit Carl alleen in sy groot huis. Niks is meer dieselfde sonder Ellie nie. Selfs die woonbuurt verander. Die ou huise word platgestoot om plek te maak vir moderne woonstelblokke. Op 'n mooi dag klop 'n seentjie in 'n uniform aan Carl se deur. Goeiemôre, my naam is Russell en ek wil 'n wildernisontdekker word. Het u vandag enige hulp nodig? Russell wil baie graag die kenteken kry vir hulp aan bejaardes, maar Carl het net een wens, om so gou moontlik van die vervelige ventjie ontslae te raak. Hy dink toe 'n onmoontlike taak uit. Hy stuur vir Russell om die poensnip te soek wat sy blomme opvreet. Natuurlik is daar nie 'n voël wat hom pla nie, maar ten minste los die knaap hom in vrede. Hy kan nou weer terugkeer na sy droom, Suid-Amerika. Carl is baie hartseer, want die mense wil hom dwing om sy huis op te gee en in 'n aftreeoord te gaan woon. Hy besluit die oomblik het aangebreek om weg te gaan. Hy het 'n wonderlike idee gekry wat hy onmiddellik in werking stel. Wanneer twee verpleegers opdaag om Carl te kom haal, kan hulle hul oë nie glo nie. Vasgemaak aan 'n tros ballonne, vlieg Carl se huis hoog bo hulle koppe verby. Dis gedoen, Ellie, ons is op pad, roep Carl tevrede uit. Ons bestemming, paradysvalle. Tok, tok, tok. Nou wat sal aan 'n vleiende huis se deur klop? Dalk 'n voël? Maar dis nie 'n voël nie, dis Russell. Hy het nog na die snip gesoek toe Carl se huis skielik in die lug opstyg. Carl sal nou moet gaan land om Russell huis toe te neem. Maar skielik bars daar 'n geweldige storm los. Carl en Russell doen hulle bes om die storm te vermy, maar dis te laat. Carl spook en spartel om die huis terug te stuur aarde toe, maar hulle bly in die lug. Niks help nie. Carl is later so uitgeput dat hy op sy stoel aan die slaap raak. Ek het dit reg gekry om te land. Ons is in Suid-Amerika. Carl word wakker van Russell se vreugdekrete, maar toe hulle uitklim, begin die huis weer opstyg.
Kaal en Russell trek so hard as wat hulle kan aan die tuinslang om te keer dat die huis wegdryf. Uiteindelik kan Kaal om hom rondkyk. Nee, hy droom sowaar nie. Dit is werklik die paradysvalle en dit lyk presies soos in Ellie se tekening. Ons is hier! Terwyl hulle die tuinslang vashou, sit Kaal en Russell af na die paradysvalle toe. Terwyl hulle deur 'n bos stap, maak Russell 'n nuwe vriend, 'n reuse-voël wat hy sommer Kevin noem. Kevin is baie oulik en net soos Russell hou hy baie van sjokolade. Kaal probeer die voël verwilder, maar Russell lok in die geheim vir Kevin deur blokkie sjokolade te strooi so ver hy gaan. 'n Entjie verder loop Kaal en Russell hul vas teen 'n baie spesiale hond, 'n hond wat praat. Goeiemôre, my naam is Doug. My trop het my spesiaal uitgestuur om 'n reusevoël te vang. Het julle dalk so 'n voël gesien? Net toe verskyn Kevin. Daar is hy, roep Doug opgewonde uit. Sal jy my gevangene wees en saam met my kamp toe kom? Maar Russell wil nie van Kevin geskei word nie. Hy laat Kaal beloof dat hy Kevin nie sal laat gaan nie. Hulle besluit om saam verder te reis, met Doug die hond agterna. Die volgende dag wil Kevin egter terugkeer na sy nes toe, waar 3 kuikens vir hom wag. Kevin is toe al die tyd 'n mamma. Die groepie stap maar sonder haar verder. Terwyl hulle nog steeds in die waterval se rigting stap, bars 3 skrikwekkende honde uit die bosse. Waar is die groot voël? Vra een van die honde vir Doug, wat nie weet wat om te sê nie. Die honde grom en wysel gevaarlike slagtande. Kaal, Russell en Doug het nie 'n keuse nie. Hulle moet maar gedwee agter die brakke aanstap. Die 3 kwaai honde lei hulle tot by 'n grot, waar 'n ou man met 'n groot trop honde hulle inwag. Is jy nie Charles Mans, die groot ontdekker nie? Jy was my halt, sê Kaal. Mans knik ingenome en nooi sy onverwagste gaste vir ete. Hy wys vir hulle die geraamte van 'n reusevoël. Ek jag al my hele lewe lank die monster van paradysvalle. Russell kyk mooi na die geraamte. Maar dit lyk mos soos Kevin. Hoe ken jy die monster? Roep Mans verbaas uit. Mans dink hulle wil sy ontdekking steel en beveel sy honde om hulle te vang. Gelukkig kom Kevin net betyds daaraan om haar vriende te red. Kaal en Russell spring met 1 sprong tot op haar rug. Doug help ook en hulle kom byna weg, maar net buite die grot kom hulle op die rand van 'n afgrond te staan, met Mans se brakke kort op hul hakke. Hulle is vasgekeer. Gelukkig begin die wind te waai. Hulle gryp die tuinslang vas en die huis styg in die lug op. Sjoe, hulle is gered. Maar Charles Mans is 'n slim planmaker. Hy haal hulle weer in met sy lugskip. Kaal veg om Kevin te beskerm, maar toe steek Mans sy kosbare huis aan die brand. Kaal moet kies. Hy besluit om Ellie se huis te red en daar word die arme Kevin gevang. Russell is baie kwaad vir Kaal omdat hy nie sy belofte gehou het om Kevin te beskerm nie. Die seentjie neem 'n groot besluit. Hy sal Kevin self red, sonder Kaal se hulp. Hy gryp 'n handvol ballonne en vlieg na Mans se lugskip waar Kevin gevange gehou word. Kaal besef te laat dat sy vriende baie belangrik is vir hom. Hy het nie sy belofte gehou om Ellie Suid-Amerika toe te neem nie, maar hierdie keer gaan hy sy woord hou. Hy glo diep in sy hart dat Ellie baie trots op hom sal wees. Hy is vasbeslote om Kevin te gaan red, maar skielik sien hy hoe Russell op die punt is om uit die lugskip te val. Met die tuinslang en Doug se hulp kry hy dit reg om Russell te red, net voor hy val. Toe Russell weer veilig in die huis is, gaan Kaal om Kevin te bevry. Kaal trek 'n tennisbal van sy stapstok af en roep uit, Wie wil balletjie hê? Toe gooi hy die bal in die gang af en al die honde hardloop agterna. Met die trop uit die pad kan hy uiteindelik vir Kevin vrylaat. Maar ongelukkig het Mans hom gehoor.
Hy storm nader met 'n swaard in sy hand. 'n wilde tweegeveg breek tussen die twee mans uit. Intussen probeer Russell om die huis te beskerm teen die honde wat met vliegtuie aanval. Carl red vir Kevin en hulle sluit by Doug en Russell in die huis aan. Maar man sit hulle agterna en toe hy nog ballonne stukkend skiet, sak die huis af en balanseer op die lugskip se dak. Dit gaan enige oomblik val. Carl onthou skielik hoeveel Kevin van sjokolade hou. Hy gebruik 'n blok sjokolade om Kevin by die venster uit te lok. Doug, Russell, hou aan Kevin vas! Mans probeer hulle volg, maar sy voet hak in die ballonne se touwtjies vas. Ou mans verdwyn vir altyd in die wolke. Nadat hulle met die lugskip geland het, neem Carl en Russell vir Kevin terug na haar nes toe. Hulle speel nog bietjie met die kuikens en toe keer die twee avonturiers terug na die avontuurgees. En natuurlik reis Doug saam met hulle. Carl het nou wel sy huis verloor, maar hy is baie gelukkig met sy nuwe vriende. Die avontuur is verby. Uiteindelik kry Russell sy kenteken vir hulp aan bejaardes. Maar daar wag 'n verrassing op hom. By die seremonie oorhandig Carl ook 'n baie spesiale koeldrankdoppie aan hom, die Ellie kenteken. Die twee vriende glimlag breed vir mekaar. Daar wag sekerlik nog baie nuwe avonture op hulle.